Here, ons het gesing, You are worthy of it all. En ten spyte van die feit dat ons het sing, kan ons dit nie eers verwoord nie. Want hier is veel meer as dit. Hier is veel meer as dit werd. As wat ons ooit kan dink oor U. You are worthy of it all. En daarom ons is hier, op hierdie goeie Vrydag, sit ons by U en ons kom hoor by U, wat U vir ons wil leer en wat U vir ons wil sê. So geef ons ontvanklike harte. Geef ons elkeen 'n leerbare gees. Maak ons gereed om te hoor wat U vir ons wil leer. Here, so 'n paar minute wat U van ons vra. Help vir ons asseblief, Heilige Gees. Amen. So elke keer as 'n mens dink oor Paastyd, ek dink oor Paastyd, dan weet ons dat die hele westerse wêreld wat ons in leef, stop. Die winkels is toe en dis vakansiedag en dis Paastyd en mense vier dit. En as jy nou dink oor al die mense wat jy ken, wat op hierdie oomblik Paasfees vier, en dan kan ek nou al sê, en julle kan saam met my stem, daar's 'n klomp mense wat nie eers weet waaroor gaan Paasfees nie. Hulle hou Paasfees, hulle weet is een of ander fees, of een of ander tyd, of een of ander dag wat ons af kan kry, en daarom gaan ons 'n heerlike Paasfees hou. Nou, vir die tyd toe Jesus gekruisig was dit nie anders nie. Die Paasfees was nie anders vir hulle, want die Paasfees was die Joodse fees, maar daai dag toe hy gekruisig was, is hy gekruisig op die hoofpad in Jerusalem in, en die plek wat hulle hom gekruisig het, noem hulle Kobbeen Heuwel, as jy daai prentjie opsit, dis soos dit lyk, dis Golgotha, dis die plek van die Kobbeen, en boop dit is daar 'n heuweltjie, en onder is die hoofpad. So daar het gewone ding het gebeur, soos wat elke dag gebeur by hulle op 'n Vrydag, maar daar was net 'n gekruisiging. Want die woord wat sê, hy sê, toe hulle by die plek kom waar die Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met misdadigers gekruisig, die een aan sy regterkant, en die ander een aan sy linkerkant. As jy daar lees, en dit het my nou weer getref in die voorbereiding, daar staan, hulle het hom gekruisig. Toe dink ek maar, as jy dink aan die woord gekruisig, is dit 'n woord wat jy sê, maar wat is die betekenis daarvan? Wat lê agter hierdie woord? Nou vir Jesus moes dit anders gewees het. Ons lees, daar's twee misdadigers, een aan sy linkerkant, aan die ander aan sy regterkant, vasgespijker in 'n kruis, gekruisig. Maar hulle was verhoorafwagtend, hulle was op death row vir 'n rukkie dalk al, ons weet nie hoe lank nie. Hulle het gereed gemaak vir hulle dood. Hulle het dalk daai aand nog bietjie geslaap. Miskien het hulle ietsie gedrink, miskien het hulle ietsie geëet. Môre gaan ons doodgaan. Wat gaan ons nou maak? Maar Jesus was anders. Jesus was hier op hierdie oomblik wat hy in die kruis hang, vir meer as amper 36 uur wakker. Hy het die vorige oggend opgestaan en nog nooit weer geslaap nie. Intussen het hulle hom in die nag gearresteer, hier net na 12, en hom van een plek na die ander plek gelei om hom te verhoor. En 5 keer is hy verhoor en 5 keer is hy skuldig bevind terwyl hy onskuldig was. 39 keer is hy geslaan, maar ek glo nie die ander twee het dit beleef nie, maar 39 keer is hy met 'n gesel geslaan, of is hy met 'n sweep geslaan, en ek het dit al vir julle verduidelik, vooraan hierdie sweep was stukke bene en drade en wat ook al hulle daar kon aansit. En elke keer as hy hom slaan, dan behoort dit vasstaak aan die vleis en die senings, en dan ruk dit alles af. 39 keer was hulle diep binne in sy velle in, en elke sening, elke spier, elke senuwee, elke ding wat jy aan kan dink, was ontbloot. So as 'n mens dink aan die woord kruisig, dan sê dit so baie, want dis wat gebeur het. Nou, ek het nou nog gesê, mense vandag ergens in die wêreld, al glo hulle nie, het een of ander Paasfees. Nou, ek wil hê ons moet bietjie fokus, en dit gaan ons die volgende 3 weke op fokus, maar wie was die mense wat daar rondom die kruis was? Want hier is die kruis, en iemand was rondom daai kruis, en wie was hulle gewees? Nou ja, daar was seker maar mense wat daar verby geloop het, en bo op die kruis, en die boonste deel van die kruis, wat hulle noem die titulus opgesit, en dit was eintlik maar net jou rap sheet. Dit is sê, hierdie man is gekruisig oor wat hy gedoen het, en dan skryf hulle dit alles. Nou as jy 'n vreeslike ou is, dan weet ek jy hoe gaan hulle gemaak, en seker 'n lang ding gehad het, sê my, jy moet maar, etc. Maar Jesus se rap sheet staan, Jesus die koning van die Jode.
So baie mense het net daar verbygeloop, dit was die hoofpad, dis in die dorp in, en gaan uit die dorp uit, en terwyl jy so loop, dis jy, dis hoekom hierdie ou is, dis hoekom daai ou is, en dis hoekom daai ou is. Ander ouens het dalk net daar verbygeloop en gesê, maar ek moet aflewerings om te doen, ek kan nie nog hier so staan nie, of ek moet gaan shopping doen, of ek moet my kinders by die skool gaan haal, of wat moet ek doen? So dis was alles deel van die mense wat daar was. Daar was ander mense wat daar moes gewees het. Dis vir hulle gesê, julle moet hier wees, julle is die ouens wat moet sien dat hierdie man gekruisig moet word, hulle moet die hele kruisiging oversee. Hulle was daar gewees. En dan was daar Rufus en Alexander wat daar was. Hulle wou nie daar wees nie, maar hulle is gedwing om daar te wees, want hulle pa, Simon van Cyrene, is gesê, jy dra die kruis. En hier staan die twee seuns, saam met hulle pa, rondom die kruis. En dan was daar mense wat, ek dink, baie bly was oor die kruis. Want as hulle wat sê, hierdie man het ons geloof kom verag, is so dankbaar dat hy daar hang, hulle was bly. En daar was daar mense om die kruis wat stikkend was. Want hier hang hulle vriend, hier hang hulle kind, hier hang hulle broer, hier hang hulle hoop aan 'n kruis vasgespijker. En dan was daar, en ek weet nie of die skrywers van die Nuwe Testament dit doelbewus gedoen het nie, maar daar is mense wat daar nie was nie. Want nie een van die 4 evangelieskrywers skryf van die disippels wat daar was nie, behalwe Johannes, wat oor homself skryf en sê ek was daar. Maar niemand anderster was daar nie. Maar dan was daar 2 ander mense wat baie naby aan Jesus was, wat ook daar was. Kom ons lees dit. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster. En hulle het gesê, is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou ek wil hê julle moet nou net, die versies nou almal, jy kan nie almal met een slag sien nie, maar dink nou net wat ek gelees het. En dan dink jy aan dit wat ek nou gelees het, en dan dink jy watter van daai gedeeltes wat ek gelees het, is 'n toevallige gebeurtenis. Dit is sommer so toevallig, dat hierdie 2 ouens ook vandag daar gekruisig word. Dit is sommer net toevallig dat dit op Golgotha plaasgevind het. Watter, sien julle enige toevalligheid daarin? Hallo? Julle is nou bang om te antwoord, want julle weet nie wat gaan my volgende woord wees, nee. Nee, daar is geen toevalligheid in wat ons gelees het nie. So as dit so is, dat daar geen toevalligheid is, in enigiets wat ons vanoggend gelees het, en in die Bybel lees nie, dan was dit so beplan. En as God iets beplan het, en hy het die kruisiging beplan, soos wat ons die kruisiging op die oomblik gelees het, dan was dit alles deel van 'n goddelike plan, lank voordat Jesus gekom het. Dit was nie 'n on-the-go planning nie. Hoor jy, hulle gaan jy môre kruisig, ons moet 'n paar dinge uitsorteer nie. Daar was niks toevalligheid nie. So as daar niks toevalligheid is nie, dan behoort ons ore te spits, dan sê ons, maar nou is God aan die werk. Hy's besig om iets hier te doen. So hy hang 2 manne langs Jesus vir 'n rede. En ons sal die storie, soos wat die storie ontvou, gaan ons agterkom, die rede is, dat daai 2 manne wat nie toevallig daar was nie, is die verteenwoordiging van die hele wêreld, van Adam af tot aan die einde. Want hulle het die verteenwoordigers van 2 keuses gewees. Dis die verteenwoordiger van die mense wat gekies het vir die dood, ewige dood, en aan die ander kant die mense wat gekies het vir die lewe. Dis wie hulle verteenwoordig. Nou kom ons kyk, net daai stukkie wat ons gelees het, gaan dit nou weer soos met julle deurkyk, ons kyk of ons hierdie ou kan leer ken, hierdie mense leer ken. As jy nou so begin lees daar, dan is daar soveel wat ons kan vertel van hierdie mense. Die eerste ding wat ons weet, Lukas sê dit, daar is 2 ander albei misdadigers weggelei, om saam met Jesus tereggestel te word. So ons weet hulle was misdadigers. So die misdaad word nie gesê nie, want ons weet nie wat staan op hulle rap sheet nie, maar ons kan probeer agterkom in die konteks wat daar gebeur het, want 'n persoon is nie net sommer gekruisig nie.
Dit was nie die go-to manier hoe hulle mense daai tyd tereggestel het nie. Dit was vir hulle baie makliker om net hulle kop af te kap. Of hulle op te hang. So wanneer hulle iemand kruisig en hulle hang hom langs die hoofpad, dan wil hulle 'n statement maak. Hulle wil hê as julle daar verbyloop en julle lees hulle rap sheet, dat julle sal sê, wow, dis wat gebeur as ek hierdie goed gaan doen. So ons weet nie wie hulle was nie, maar ons weet wie's die man wat in die middel moes gehang het. Sy naam was Barabbas. Maar hy's vrygestel. Hy moes daar gehang het. En ons weet Barabbas was 'n terroris. Hy was 'n leier van 'n rebelgroep. En miskien is dit hoekom hulle daar hang. Hulle was deel van hierdie rebellegroep. So dis wat ons weet. Die tweede ding wat ons weet, hulle het verdien om daar te hang. Die een man sê dit. Hy sê ons ontvang ons verdiende straf. Die verdere ding wat ons tussen die lyne kan lees oor hierdie manne, is dat hulle het vir God geken. Hulle het die Joodse teologie geken, maar hulle het gekies om teen God op te tree. Hulle het gekies om misdadigers te wees. 'n Ding wat ons nog leer van hierdie manne, is dat hulle dieselfde pyn beleef van 'n kruisiging. Hulle het albei dieselfde afstand van Jesus gewees, terwyl hulle daar gehang het. So kan ons bietjie kyk, en ek weet nie watter kant het hy gehang nie, maar kom ons sê maar die ou wat in die linkerhand gehang het. Kom ons kyk of ons 'n bietjie meer van hom kan leer. Hier staan, een van die misdadigers wat daar gehang het hom, Jesus, gelaster, deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. So wat leer julle, so jy net so hierdie sinnetjie lees? Is dat hierdie man was 'n ongenaakbare man. Nou, ek weet nie, wie van julle ken die woord ongenaakbaar? Niemand nie. Wow. Hy was 'n harde ou. Hy het geskrik vir niks nie. Hy was 'n, ek wil sê, gewoonte misdadiger. Want terwyl die ewigheid en die dood hom in die gesig staar, laster hy vir Jesus. En hy sê vir Jesus, is jy nie die Christus nie? Is jy dan nie ook die Christus nie? En daardeur leer ons so baie van hom, want ons weet, as jy nou die Joodse teologie geken het, die woordjie Christus is die Griekse woord vir die woord, die Hebreëse woord Messias. En die woord Messias beteken die gesalfde een. Die een wat voorberei word vir die koning. Die ironie van die saak, om hierdie kruis staan die wetsgeleerdes, die skrifgeleerdes, die fariseërs, die sadduseërs, al die teoloë staan om die kruis. En hulle kruisig hierdie Jesus sonder om te weet, of sonder om te glo, dat hy die Christus is. Maar hierdie misdadiger staan, wel hy hang, en hy sê, hierdie man, hy is die Christus, hy is eintlik, sê hy daardeur, hy is die koning wat sou kom, om ons te kom verlos van die Romeine. Hy is die Messias. Die tweede ding wat ons hier hoor, is dat hy ten spyte van die feit dat hy so 'n harde man was hy ook bang vir die dood. Want hy sê, red jouself en red ons ook. Ek dink, toe hy gehoor het, Barabbas is vrygelaat, en Jesus gaan daar tussen ons hang, kon hy sy lak nie glo nie. Hier gaan hierdie man hang, wat die Christus is, wat ons gehoor het van, dalk het hulle hom gesien, hulle dalk gestaan daar waar hy gepreek het. Hierdie man gaan ons kom red. Ek sien ook 'n bietjie egosentries daarin, red my. Ek wil net asseblief van hierdie kruis afkom, dat ek weer kan gaan verder droog maak. Hy sê nie vir hom, Here, red my, en ek sal nooit weer droog maak nie. Hy sê, haal my net hier af, en ek weet hy gaan weer gedroog maak, want dis wie hy is. Dis maar net 'n raaiskoot. Maar wat vir my slegter is vir hierdie man, wat by Jesus is, die naaste aan Jesus sterf, sonder Jesus, die ewige hel in. Want nêrens skryf die Bybel, dat hy het sy lewe verander nie. En die skrikwekkende daarvan, dit verteenwoordig ons wêreld.
En 2000 jaar later het soveel mense al die voorreg gehad om van Jesus te hoor en vir Jesus te kies. En julle weet, ons leef in 'n wêreld, nie net in Australië nie, nie net in Nieu-Seeland nie, maar in Suid-Afrika, oral in Europa, is dit net so dat die wêreld het Jesus verag. Hulle wil met hom niks uit te waai het nie. Hulle is soos hierdie eerste man, hulle weet van hom, hulle weet van Paasfees, maar hulle stel nie belang nie. Wat dit nog meer skrikwekkend maak is, dat daar mense is wat sê, maar ons is Christene, en ons leef so naby aan Christus, maar hulle lewe sê dit nie. Hulle God is hulle self. Hulle God is hulle bitterheid. Hulle God is hulle onvergewensgesindheid van wat mense aan hulle gedoen het. Ten spyte van die feit dat hulle naby Jesus is. En dit is so, vandag seker maar dieselfde oral in die wêreld, dat baie mense gaan vandag kerk toe. Net om so daarom te wys dat jy een of ander alliansie het met Christus, naby hom is, maar hulle lewe het nie verander nie. So dis die hartseer, dis die skrikwekkende daarvan, dat 90% plus van al die mense met wie jy te doen gaan hê, jou vriende, jou bure, die mense by die werk, die mense by die winkel, weet van Jesus, maar sterf sonder hom. Dis wat ek by die eerste man leer. Hy is 'n verteenwoordiger van die wêreld wat Jesus nie wil hê nie. Die tweede man, kom ons lees van hom. Maar die ander een het hom tereggewys. En gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. En in ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man, hy het niks verkeerd gedoen nie. So ons kan baie van hierdie man leer. Die eerste ding wat ons van hom leer, is hy hang aan die kruis, hy's besig om dood te gaan, ons weet hy's 'n misdadiger, maar op daai moment wat hy daar hang, naby Jesus, het Jesus se lewe en dood 'n impak op hom gemaak, want die eerste ding wat hy sê is, jy moet God vrees. Dis wie hy gesê, dis sy eerste ding wat ek raak lees. Vrees God. Moenie bang wees vir Pilatus nie. Moenie bang wees vir die Romeine nie, want hulle kan eintlik jou net in 'n kruis hang, maar God is die een wat oordeel. En daarom is hy verteenwoordiger van ons wat naby God is, maar weet, God is die een wat oordeel. Die tweede ding wat ek by hom leer, wat vir my baie betekenis dra is, hy erken sy sonde. Terwyl hy daar hang, sê hy, ek verdien om hier te wees, Jesus. Ek erken my sonde. Nêrens sê hy, ja Here, jy weet ek hang nou hierso, maar jy ken nie my agtergrond nie. Jy weet hoe ek groot geword nie. Jy weet hoe die mense my mishandel toe ek 'n kind was nie. Geen verskonings nie. Ons leer by hom terwyl hy daar hang, dat hy sê, ek's 'n sondaar. Die derde ding wat ons by hom leer, hy sien dat Jesus onskuldig is. Dis my amazing as jy dit net lees, dat hier staan die Romeine, hier staan die Jode, en hulle hang 'n man aan 'n kruis, wat hulle dink is skuldig aan een of ander iets. En hier hang 'n misdadiger langs hom, en hy sê, ek kyk na hierdie man, hy het seker maar so halfskyns gekyk. Hierdie man is onskuldig. Ek weet hy is onskuldig. Hoe weet hy dit? Want hy het saam met hy in die omgewing geleef. En hy het gesê, daar's niks wat teen hierdie man bewys kan word nie. Dis die derde ding wat ek leer by hom. Die vierde ding, en dis die belangrike ding. Hy het gebid. 'n eenvoudige gebed. Hy het dit vir julle en vir my en vir ons almal wat ooit sal wil bid dat die Here jou lewe sal aanraak, so maklik gemaak. Dis al wat hy bid. Hy sê, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En nou leer ons nog meer van hom. Hy hang aan 'n kruis en hy kyk vir Jesus en hy erken dat Jesus is 'n koning. Want hy sê vir hom, en dat hy 'n koninkryk het, hy sê vir hom, as jy vanaand doodgaan, of as ek vanaand hier doodgaan, of jy gaan nou doodgaan, dan weet ek, jy's 'n koning, jy het 'n koninkryk. Dis die teologie, waar baie mense mee sukkel, is dat Jesus die koning is. Hier hang 'n man aan 'n kruis, wat veronderstel is om in die ewige hel te beland, en hy sê, maar jy's my koning, jy's die koning wat my kan help. Die volgende ding wat ek by hom leer,
is dat hy sê, en baie teoloë sukkel vandag daarmee, baie gelowiges, wat kastige gelowiges is, sukkel met die opstanding. Hulle sê, ons gaan Sondag oor praat, die opstanding was 'n skyn, dit was eintlik maar net 'n skyn dood, of is iemand anders wat daar opgestaan het. Hulle kan nie aanvaar dat God kon kom deur Jesus en die grootste vyand van die wêreld, behalwe sonde, die dood te kom oorwin nie. Maar hierdie man doen dit. Geen teologiese opleiding nie, behalwe dat die misdaad wat hy geleer het, sê hy dit. Hy sê, Here, vanaand as jy dood is, gaan jy aanhou lewe. Want jy kan tog net dink dat iemand wat dood is aan jou sal kan dink, as hy na sy dood sou lewe. As jy nie geglo het aan 'n ewige lewe en 'n ewige dood nie, sê hierdie man dit vandag vir jou. En die vierde ding wat ons net uit hierdie een sinnetjie uit leer is, en dis ons hele teologie, 'n redding deur genade. Daai man hang daar, en daar's niks wat hy kan doen om homself te red nie. Hy was nie gedoop nie. Hy was nie leier van die band nie. Hy was nie ou wat elke Saterdag daar was nie. Daar's niks wat hy kan bied nie. Al wat hy kan sê is, Jesus, U is die een wat kan red. Alleen deur U genade. Dink aan my vandag. So hierdie man is 'n voorbeeld vir ons. Hy is vir ons 'n leier. Hy is iemand wat vir ons leer. En wat leer hy in die eerste plek? As jy nood het, draai na Jesus. Die ander man het Jesus verwyd. Hierdie man sê, ek het nood. Ek het 'n redder nodig. En hy draai na Jesus toe. Die tweede ding wat klaar genoem het, is dat hy is die verteenwoordiger van ons wat sê, vergifnis kom deur genade alleen. Wat ek by hom nog hoor, is dat dit is so maklik om jou lewe vir God te gee, deur net vir hom te sê, hier is ek. Hier is ek. En dan gebeur daar 'n amazing ding. Want dan reageer Jesus. En die reaksie is ongelooflik. Hy sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar's net twee tipe mense. Dis hulle wat kies vir die lewe of kies vir die dood. En dalk sit jy vanoggend hier of jy luister elders en jy weet jou sondige lewe het jou ingehaal. Jy sit dalk soos daai man wat daar hang. En sê ek verdien eintlik die dood. Maar Paasfees bring my so naby aan Jesus dat ek 'n keuse kan maak. En die keuse is eenvoudig. Here, dink aan my. Dit is God se besigheid. As jy sou vra, wat is die core, nee, so 'n Engelse woord, wat is die kern van God se besigheid? Dan is dit. Hy is in die besigheid om sondaars wat geen kans het van redding nie, te kom versoen met God. Dis die een gebed wat jy kan bid, en jy weet God sal onmiddellik ja sê. As jy by hom gaan sit en sê, Here, ek leef nie soos wat ek moet leef nie, ek is 'n sondaar, vergewe my, dink aan my, is dit onmiddellik verhoor. Want dis wie hy is. Dis sy besigheid. So ek wil dit nou so saamvat, met 'n bietjie langerige slot. Jy weet, mens as dominee sê, ek sluit af en dan begin hy weer preek. Het jy dit al ervaar? Nou, julle gaan, is exactly wat nou gaan happen. Ek gaan nou afsluit, maar ek gaan nou nog preek. Weet julle wat? Wat het ons in gemeen met daai twee misdadigers? Dit, dat niemand, nie een van ons, geen mens, spring
die aantrekkingskrag van sonde vry nie. Ons noem dit, ons is in sonde ontvang en gebore. Maar elke liewe mens, daai twee misdadigers ook en ons, die oomblik as jy gebore word, dan word jy aangetrek na sonde toe. Want dis die gevolg van die sonde van Adam en Eva, dat daar 'n aantrekkingskrag altyd weg van God is. En daarom het ons dit met hulle in gemeen. Hulle is nes ons. Het ons iemand nodig wat hierdie aantrekkingskrag kom neutraliseer, kom kanselleer. En dis Jesus. Dis wat hy kom doen het. Daarom het ons presies dieselfde as hulle nodig. Of hy nou links of regs gehang het, naby of ver van hom af was, hier sit vandag in 'n kerk in Rockingham, of jy luister ergens in die wêreld, ons is in presies dieselfde posisie. Ons het 'n redder nodig. Ons het 'n redder nodig. So hoekom dink julle, is die eerste man, en ek sê, ek weet nie of hy dalk op die laaste minuut Jesus aanvaar het nie, maar na alle waarskynlik nie. Hoekom dink julle, wat het hy gedoen, dat hy die ewige dood in is? Hallo? 'n misdadiger gewees? Nee. Hy is nie die ewige lewe, of 'n ewige dood in, oor wat hy gedoen het nie. Dis oor wat hy nie gedoen het nie. Want wat hy moes gedoen het, wat hy nie gedoen het nie, hy het by die redder gestaan, en hy moes vir die redder gesê het, ek's verlore. Want die redder, tot vandag toe nog, en vandag in my geestesoog, sien ek voor elkeen van julle se skote, en vir julle wat ergens in die wêreld kyk, 'n reddingsboei, wat aan 'n reddingstou vas is, wat aan 'n redder se hand is. En al wat hierdie man moes doen, wat hy nie gedoen het nie, hy moes die reddingstou vasgegryp het. Dis al wat hy nodig gehad het om te doen. En dan sou hy die ewigheid saam met Jesus deurgebring het. So hy verteenwoordig hierdie mens, hy verteenwoordig hierdie mense wat 'n kans het om te glo, wat weier om te glo. Hy verteenwoordig of is deel van mense wat kerklidmate is, kerkgangers is, halleluja liedjies sing, maar sy lewe nie verander het nie. Dis wie hy verteenwoordig. Hy was letterlik meters van die redder af. Dis dieselfde afstand as die tweede man. Dis dieselfde Jesus wat daar gehang het. Dis dieselfde genade wat beskikbaar was. Dieselfde geleentheid was vir hom soos vir die ander man. Maar hy het 'n ander keuse gemaak. En daarom is sy bestemming anders gewees. Van daar af aan. Die tweede man was daai aand, toe hy sy oë oopmaak na hy dood was, in die paradys, saam met Jesus. Weereens nie gediskwalifiseer oor dit wat hy gedoen het nie, maar hy het gekwalifiseer, ek praat van sy sonde nie, maar hy het gekwalifiseer, en dis wat ek wil hê ons moet mooi hoor, want dis die boodskap vir ons. Hy het die gesag van God erken. Hy het erken, God is God. God is God, en ek is nie. Hy het erken, ek het 'n God, daar's 'n God, wat sonde haat, en sondaars lief het. En daar's 'n God wat red. Die tweede ding, en dis ons les ook elke dag, hy het sy eie sondigheid raak gesien. Hy het nie daaroor gestry, en ek het al baie keer gesê, ek is maar so gemaak, so gelaat staan nie. Hy het nie. Hy het gesê, ek is 'n sondaar, en ek het 'n redder nodig. Die derde ding wat hy vir ons leer, en vir my leer is, hy sê, Jesus is die koning. En Jesus het 'n koninkryk. En dis waar ons ook moet kom. En dis wat hierdie goeie Vrydag vir ons moet beteken. Daar's 'n punt waar jy moet bely en sê, maar Jesus is my koning.
En as jy dit sê, en jy bedoel dit, dan sal jou lewe radikaal verander. Want dan as daar niks anders wat belangriker is as God nie, dan is gehoorsaamheid aan God belangriker as enigiets anders wat vir jou belangrik is, en vir hierdie wêreld belangrik is. Dan is jou lewe volgens jou koning. 'n vierde ding wat hy vir ons leer, en wat ons moet saamvat huis toe. Daar is 'n lewe na die dood. Daar is lewe na die dood. Ewige dood, wat lewe is by in die ewige verdoemenis, of ewige lewe. En dis waar jy vanoggend staan, en jy wat hier sit, en julle wat luister, is dat jy 'n keuse maak, meters van Jesus af, vir die lewe. Eenvoudige gebed. En dan die laaste ding wat ek vir hom hoor, en dis wat ek vir myself wil vat, maar met julle wil deel. In Jesus is daar hoop. Maak nie saak wat met jou aangaan nie. Jesus bring hoop. So daardie aand toe hy sy oë toegemaak het vir die laaste keer op aarde, was hy tuis, by die huis, by God. So of jy nou wil dit weet of nie, en of jy dit nou glo of nie, ons staan ook rondom die kruis vandag. Alhoewel die kruis nou daar net 'n simboliek is, maar ek wil hê jy moet in jou geestesoog daai goeie Vrydag sien, en jy sien Jesus daar hang, en jy het 'n keuse om te maak. En die keuse is eenvoudig die reddingsboei wat op jou skoot lê. As jy dit lankal al vasgegryp het, en lankal al gesê, dankie vir my redding, klou dit vas. Want dis waar jy nou is. As jy gered, dan hoef jy nie verskriklik te swem nie. As jy 'n meisie is, kan jy dalk nog gil, maar is nie nodig nie. Want jy is klaar gered. Jy het klaar die vryheid van God. Ek lees 'n storie, is maar net 'n storie, wat noem hulle dit 'n fabel. Hulle sê, en dit is so 'n mooi storie vir my gewees, dis hoekom ek gedink het om hierdie ding te preek. Toe hierdie man daai aand, na hy dood is, in die hemel aangekom het. Dis maar nie die storie sê, ek sê nie dit is so nie. Is daar 'n verwelkomingsgroep, soos by ons kerk. Hallo, welkom hierso, welkom, welkom. Hulle sê, die storie gaan so, is dat toe hierdie man daar instap, en hy is nog so bietjie die mekaar van wat met hom gebeur het, kon een van hulle nie sy mond hou nie. En hy sê vir hom, wat maak jy hier? Bedoelende, maar ons weet, jy is hierdie groot misdadiger wat gekruisig is, maar wat maak jy hier? Maar hy was toe net so verbaas, en sy antwoord was dit, ek weet nie, maar die man in die middel het gesê, ek moet hier wees. En dis hoekom ek hier is. So, jy sit vanoggend met hierdie gedagte wat vir jou wag. Dat as jy eendag die hemelse poorte instap, en ek dink julle gaan oor jou so verbaas wees nie, maar iemand sou vra, wat maak jy hier? Dan kan jy sê, omdat ek die redding van die man in die middel, die reddingstou, vasgegryp het, en omdat ek hom nog glo. Dis hoekom ek is. En as jy vandag hier sit, en ek wens jy miskien luister, en jy leef soos hierdie eerste man, naby Jesus, maar nog nooit gekies om die reddingstou te gryp nie. Dis jou kans. Daar's niks magics wat gebeur nie. Jy hoef nie 'n lang goeters te bid nie. Hierdie man het nie al sy sondes voor Jesus bely nie. Dit is goed om dit te bely. Al wat hy gebid het, en is wat ek jou vra. As jy nog nooit die tou vasgegryp het nie, dat jy dit sal bid. Here, dank aan my. Here, dank aan my.
En as jy dit opreg bedoel, van hierdie oomblik aan, is jy deel van die paradys. Is jy deel van 'n ewige toekoms, saam met 'n ewige God, saam met sy kinders. Kom ons bid. Here, ek wil kom bely dat die man in die middel, my Jesus, my redder is, my verlosser is. En ek kom bely, en ek bely dit namens ons almal wat hy sit en wat luister, dat die aantrekkingskrag van sonde is net te groot vir 'n mens om dit te kanselleer. Ja, ons kan probeer deur 'n goeie lewe te lei en baie keer kry ons dit reg. Maar ons bely vanoggend dat sonde se aantrekkingskrag is so verdoemend dat ons 'n redder nodig het. En ek wil vir u dankie sê vir baie wat hier sit en luister, wat 'n reddingstou aangegryp het, jare terug dalk al. Dankie dat die reddingstou nog steeds, dat u nog steeds aan dit vashou en ons daaraan kan vasklou op pad na ons ewige toekoms. Maar Here, is hier iemand een persoon, wat nog nie daai tou gegryp het nie. Pleit ek, Heilige Gees, moenie vir hom of haar los vandag nie. Moenie dat hulle naby Jesus is, meters van Jesus is, meters van die redder is, en sonder redding sterf nie. Ek pleit dit. Ek pleit dit in Jesus se naam. Dankie vir u, wat die man in die middel was, wat vir ons verlossing gebring het. Amen.